Dit is so lekker om die naam van die Here groot te maak. Lekker om te sing. Ja, as ek dink jare en jare gelede het Pinkster groot geword. As ek dan dink daai jare het ons gesing letterlik dat die vuur val en ek kan vanmôre 'n bietjie daaroor praat ook. In een van die gedeeltes ek so 3 gedeeltes waaroor ek gaan gesels vanmôre. En die tema vanmôre is woestyn is 'n plek van dors, 'n plek sonder water. Pastoor my vriend om te dien vanmôre. Moeilik, ek doen 2 jobs. Een is beloof om sy werk en my werk doen, was dit 'n haas en 'n spring. Maar die Here is getrou. Kind van die Here, ek kan die woord oopmaak by Matteus 6:33. Ek wil net daai een vers vir julle lees en daarna die woord van die Here soos by die Heilige Gees my lei. Matteus 6:33, bekende vers, dit almal ken hom uit die kop uit. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vader van ons Here Jesus Christus, ek sê vir u baie dankie vanmôre vir die geleesde gedeelte. Heilige Gees, vanmôre beweeg soos u wil, spreek soos u wil vanmôre deur die lippe van klei vanmôre. Ek is môre in die hande en absoluut afhanklik van u vanmôre om tot u kinders in die volk te kan spreek vanmôre. Deur so u leiding en u leiding alleen in Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, ek weet dat 'n woestyn tydperk is alleen tydperk. Ek weet nie van julle al deur so tydperk gegaan nie, maar ek ken daai tydperk. Of ek ken daai tydperke, want ek het al deur sulke tye gegaan in my lewe in. Dit is nie 'n lekker plek nie, dis 'n plek waar jy God se aansig soek, maar ek wil môre vir vertel, kind van die Here, wanneer jy daar opstaan en jy deur daai tydperk beweeg het, dan is dit iets anders in jou lewe plaasgevind. Ek en Spokkie praat net oor om te vas. En is ook in hierdie tydperk, kind van God, wanneer jy deur hierdie woestyn tydperk gaan, waar jy God se aansig soek, wat jy begin vas en jy begin God aanroep. En ek wil môre vertel, kind van die Here, wanneer jy so 3 dae droog gevas of 7 dae gevas of 21 dae gevas het, wanneer jy klaar is met daai vas, kan jy vertel vanmôre, het daar heelwat ander dinge in jou lewe plaasgevind. Jou hele visie, ek wil sê jou hele oë, jou uitsig, alles het verander. Die woord van die Here sê in Psalm 63 vers 1 tot 5. En dis waar ons gaan oor praat môre oor Dawid en 'n paar gedeeltes môre. Dawid se verlange na God. Nou die vraag vanmôre wat ek kan vra, is daar werklik nog 'n verlange na God in my lewe? Is daar nog 'n werklike verlange na God in Suid-Afrika? Is daar nog 'n werklike verlange in die aarde na God? Ek kan die antwoord absoluut baie duidelik gee. Nee. Net in 'n klein groepie, maar jy sien, kind van God, God kom nie vir hierdie massiewes nie, God kom, en die woord Here sê vir die klein kudde. Die klein kudde beteken eintlik hulle wat hom in gees en waarheid dien, hulle wat waarlik wagtend is op hom. En dis waarvoor ek hier is vanmôre, kind van God, wagtend op die Here. Wat hy wil vanmôre doen vir my en vir jou. Oor 'n paar dae is dit die Pinksterfeeste. En ek glo hierdie plek gaan uitgepak wees. Want ek het 'n verwagting dat God werklik mense wat honger dors is na die lewende water en lewende fontein gaan doop met die Heilige Gees. Ek wil môre vir julle vertel, dis iets wonderliks. Dis iets wonderliks wanneer jy ingevul word by die Gees van God. Wanneer jy tot Vader kan spreek in 'n taal wat geen mens verstaan nie, maar dan spreek ek verbondenheid tot my God. Ek stap die allerheiligste in, waar ek tot Vader spreek. 'n Psalm van Dawid toe in die woestyn van Juda was. Nou hier is geestelik. Vanmôre gaan 'n geestelike 'n woestyn noem vanmôre. O God, U is my God. Ons hier begin Dawid sy psalms herken vanmôre. Daar is net een God, en dis hierdie God wat ek soek. Dis hierdie God wat ek wil aanbid. Die skepper van hemel en aarde. Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, maar ook die God van my en jou vanmôre. Ja. Vir die psalm vir God vanmôre. O God, U is my God.
U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor uitgedroogde land sonder water. Ek sien baie keer kom ons op 'n plek, dan wil God in jou lewe en jy vra Here, wat kan U nou, waar jy nou, Here, wat moet ek doen, Here? Maar dan begin ons rond te hardloop en ons begin self planne maak, dat terwyl ons net moet stil raak voor God en hoor wat wil Hy sê, wat wil Hy vir ons doen. Vers 3 sê, so het ek U in die heiligdom aanskou om die sterkte en die heerlikheid te sien. Wat U goedertierde is beter as die lippe, my lewe moet U prys, of my lippe moet U prys. Wow! So sal ek U prys my lewe lang in U naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, my mond sal roem met jubelende lippe. Kind van God, jubelende lippe beteken om uiting te gee, man. Om te sê, ek hoor nie wat die mense is, dan spring ek. As my hande op, ek doen as my hande op, dan doen ek dit. Want ek gee uiting. Ek gee nou wat die mense sê, maar die mense dink van my nie. Want jy sien, ek dien 'n lewende God. En is vir hom wat ek dit doen. Maar weet jy wat? As jy dit nie op aarde kan doen, dan gaan jy in die hemel doen. Hulle sê die halleluja's gaan klink soos donderslag. En daar gaan ons Jabula kind van die Here. Daar gaan ons dans en spring voor die koning van alle konings. Ons gaan sy naam groot maak. Ek dink baie dae, Here, hoe gaan dit wees? Hoe gaan dit wees? En ek het jare terug 'n boodskap in George bedien oor die vervolging van die kinders van die Here. Kind van God, ek wil vanmôre vertel, as jy God nie gaan begin dien, die Gees en waarheid gaan jy vervolging nie deurmaak nie. Ek wil môre vir die sê, daar gaan tydperk kom van God wat in Indië wees, in plaas dat ek die hele paar pastoorsvriende daar in Indië vir 'n gereeld mee gesels. En ek het terug is daar weer 21 mense doodgeskiet vir hulle godsdiens, maar weet nie wat hulle uitgestaan van God. Hulle het gesê, ons vrees nie, ons sal nie oorgee nie, ons sal nie ons God verloor nie, ons sal hom dien. Of môre vertel, die woord van God praat van herlewing. Ek het vir daai oggend, toe sê ek in daai gemeente, sê ek, weet julle wat? Het was die tweesnyde Pinkster gemeente, waar ons daar gestig het. Toe sê ek vir hulle, weet julle wat? Laat hier 'n klomp Christene toesluit. Hulle gaan die brandweere stuur om te kom probeer vlamme doodmaak. Maar dit gaan die vuur van die Heilige Gees wees, wat op daai dakke gaan ronddaans. Want dit nie kom Pinkster mense God gaan begin aanbid. Saam met medegelowiges. Gaan met 'n Jabula aan sy teenwoordigheid in. Prys die Here, kind van God om dors te wees. Beteken vandag nie veel om 'n kraan op te draai, miskien 'n ketel aan te sit. Maar woestynig gee 'n ander betekenis. Heel 'n ander betekenis. Waarom son? Min skaduwee. Genadeloose winde. Nergens om 'n kraan op te draai, nie self nie eens 'n bietjie water nie. Ek was jare terug. Het ek kamp gedoen aan Walvisbaai. Nee, ek het nooit in my lewe gedink die winde kan so waai nie. As jy praat hoe voel. Maar as jy mond oopmaak, is dit net sand. Prys die Here. Hoor wat sê die woord van God, Johannes 6:35, hy sê, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Dis daai brood wat ons môre eet. Dis daai water wat ons môre drink. Die lewende water. Elke ou druppeltjie word in jou steek opgesluk. As jy daar in die sand staan, jy vat jou water en gooi dit so, dan verdwyn dit so in die water in. Het word opgesluk deur daai droë sand. Of môre as die kind van God, dis ook deesdae voel in die woord van God. Ek wil net meer en ek wil net meer en ek wil net meer drink daarvan, want dit is asof ek net wil voor en voller word. Vertel vanmôre vir hulle van 'n man, 'n swart man wat stap, want die salwing van God is so op sy lewe, kind van die Here, en is maar ek smag vanmôre om meer en meer van daai salwing te kan hê, dat terwyl hy stap in die straat, dat 'n jong dogter in die man sien, en hom toe hardloop, en neerval voor hom, en toe hy wat klaar gewin het, verander God haar lewe. Hy sien, kind van die Here, wanneer jy salwingdraers van die Here is, en jy dra die salwing oor na iemand anders, dan moet hy iets plaasvind in sy lewe.
Sy lewe moet verander. Dawid het daai verlange. Dawid het daai smagting vanmôre. En as maar ek smag vanmôre, kind van die Here. Woestyne maak jou dors. Maar ek wil vanmôre sê, kind van God, die woord van God moet jou meer dors maak. Jy moet nie genoeg daarvan kan kry nie. Jy moet die diens kan mis nie. Was 7 jaar, waarvan ek die 7 jaar, 6 jaar en seker 8 maande die hoofpastoor was van daai gemeente, ons was 7 pastore. En ek was 2 keer aanwesig gewees. 2 keer. 'n Woensdag aand en 'n Sondag. Dis die enigste tye wat ek aanwesig was. Van God se huis af. Ek het nie 'n diens gemis nie, ek het nog geen wie bedien daai môre nie. Ek was daar, ek was nie betaal vir die persoon wat bedien nie. Ek was daar want ek weet my koning is daar. Halleluja, prys die Here. Psalm 42 vers 2 en 3 sê, soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Daar het hierdie verlange, kind van God, dink maar net aan die volk. Die volk daar in die woestyne. Hulle sit hier voor die Rooi See. Die Egiptenare is agter hulle. Hulle raak bevrees, hulle raak bang. Hoe gaan ons deur hierdie see kom? Maar jy sien, God is altyd ons 'n stap vooruit, want hy is buite tyd. Hy is nie in tyd, hy is buite tyd. God het reeds geweet dat Moses slaan net daai staf van jou op die water en sien wat gebeur. Jy sien, kind van die Here, toe hulle aan die woestyn beweeg het, was die water daar, die kos was daar. God het vir hulle voorsien. Hy sal jou nooit begewe, hy sal nooit verlaat nie, nie in die woestyntye nie. As dink aan Elia, en sy depressie daar in die woestyn, hierdie bly hartseer saak vir my. Hierdie bly hartseer saak my, hoekom sê ek dit? Elia staan op die Baal, voor die Baal-profete, 450 word verslaan. En een vroukie laat weet vir hom, hey, ek gaan jou doodmaak, om die Baal-profete doodgemaak, wat dan daai man, hy pak sy tas en hy gaan woestyn toe. Hy het nou net 450 man verslaan. En hy sit daar in die woestyn. Dink maar aan Johannes die Doper se eensaamheid. Daar by boek Openbaring geskryf by Patmos. Dan dink ons die Here se versoeking in die woestyn. En dis daar waar Dawid, koning Dawid homself bevind. In die woestyn van Juda waar hy vlug vir sy seun Absalom. 'n koning sonder 'n troon. 'n pa sonder 'n familie. 'n jagteiken van sy eie seun. Jesus in die woestyn, jagteiken van die vyand. Die woord van God sê, deur het naderhand honger geraak. En wat doen die vyand? Maak bietjie brode van hierdie klip. Maar die Here is altyd een voor. Daar staan geskrywe. Kind van God, ons word so maklik gevang deur die vyand, ons word so maklik oorweldig deur hom. Dit terwyl ons net 'n woord kan spreek, daar staan geskrywe. Die woord van God sê in Jesaja 49:10, wees nie bevrees want ek is met jou. Kyk nie aan ons rond was jou God, ek ondersteun jou, ek help met jou, ren die regterhand. God is altyd daar vir jou, te midde van jou omstandighede. Jesaja 55 vers 1 sê, hoe almal wat dors het, kom na die waters. Wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Kyk die geld nodig vanmôre nie. Jy kan my uitdreig. Jy moet bereid wees om sy Here, ek is bereid vanmôre om daai een tree te gee en hy sal die res doen. Dis die beste wat ek in my lewe kon gedoen het. Die dag toe ek hy tree gegee na die Here toe. Beste wat ek ooit kon gedoen het. Ek kan vir u vertel, kind van God. As my vrou kan vra die lewe wat ek gelei het. As ek by Hareware winkel verbygestap en die vuile op aandag gespring.
Dis hoe my lewe was. Ek het 'n vuil lewe gelei. Maar toe kom God my pad langs. En hy kom ruk die mat onder my uit en hy leer my op 'n harde manier. Ek het jou geroep. En jy hoor nie, dan sal ek met jy pak slaag en so nou dan trek hier die roed uit. Maar hy tugtig met liefde, kind van die Here. Hy tugtig met liefde. En na meer as 30 jaar kan ek vanmôre sê, dankie Here. Dankie dat U my getugtig het dat ek vanmôre hier kan staan. Dankie Here dat U my geroep het. Kind van God. Dawid, sy lewensideaal sy droom lê en skerwe. Hy is koning. Maar hy loop in die woestyn rond, hy vlug. 'n man na God se hart is eensaam, verworpe, hartseer. Het jy al so gevoel? Het jy al so gevoel? Staan in jou kamer. Jy voel hartseer, jy weet nie hoekom jy huil nie, jy weet ook nie hoekom nie. Stupid nie. Maar tog huil jy. Jy verstaan nie hoekom jy huil nie. En nou begin jy by die Here praat. Dan kom daai kalmte, daai vrede, daai rustigheid kom in jou lewe. Woestyntye is natuurlik tye waardeur een ek ook gaan kind van die Here. Psalm 66 vers 1 en 2, 8 en 9 sê, die opskrywers loflied na lyde. Vir die musiekleerlied, 'n psalm, juig tot eer van God o ganse aarde. Besing die eer van sy naam, maak heerlik sy lofsang. Loof volke ons God en laat hoor die stem wat hom roep, wat aan ons siel die lewe gee en nie toelaat dat ons voet wankel nie. Ja, wat 'n woord. Die tors na die lewensnoodsaaklikhede, die antwoord, die belangrikste, die lewe saam met Christus Jesus. Dawid begin God soek en as 3 punte. Punt nommer 1, om God met 'n passie te soek. Om God met 'n passie te soek beteken om God met jou alles te soek, om God prioriteit in jou lewe te maak, om hom aan een te stel in jou lewe. 'n Psalm van Dawid in die woestyn van Juda was: O God, U is my God. U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dorre, uitgedroogde land sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou om U sterkte en die heerlikheid te sien. Kind van God, daar's indringendheid in Dawid. Daar's iets wat hom jaag om meer en meer van die Here in sy lewe. Daar's iets wat sê, Here, ek wil weer in die tempel wees. Here, ek wil weer in die teenwoordigheid wees, Here. Maar as ek in die woestyn en uitgedroogde land, Here. En dit voel of ek nie ervaar nie, maar tog is die Here daar. En die omstandighede is hy daar. Maak saak wat die omstandighede is môre nie. Ek sit in groot omstandighede, maar weet jy wat? Sê the worries in my eyes. Dis nie my probleem nie, ek het dit vir God gegee. Hy sê, werp al jou bekommers, hy werp beteken die eers, gooi alles op hom, blaas alles op hom. Sê, jy gaan nie worries loop nie, if you worry you die, wat sê, if you worry you die, don't worry also die, so why worry? So kom worry jy, gee dit vir die Here, los dit daar. So daai koortjie bietjie begin sit by die koortjie, los dit daar. Los dit daar, maar ons probleem kan vir die Here is, ons gaan en ons los ons goed by die Here, en draai ons om en ons wegstap, dan gryp ons maar weer ons ou tas nie, en dan wil ons maar weer daai pakkie begin dra. Maar as net sê, Here, ons sê vir U, los dit by die Here. Kind van God, die woord Hebreërs, ek soek nou verband met vroegoggendure. Met ander woorde, om God eerste te stel. So moet jy my dit so maak. Om God eerste te stel. Om nommer 1 in jou lewe te maak. Dis wat ons moet doen, kind van God. Hoor wat sê Psalm 34 vers 2 en 4. Hy sê, ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here.
Die ootmoediges, net op die ootmoediges verwys na mense wat nederig, onderdanig en beskeie is, veral in godsdienste en geestelike konteks. Dis 'n mens wat die Here vertrou en hulle knie buig voor God. Ek dink nou so, hoe lekker sal dit wees om 'n paar aan met mekaar kan kom en net die aansig van die Here te kom soek. Ken ons van daai storie? Ja, julle kan my vrou vra. Ons ken van daai storie. Om met mekaar te kom, so vir 7 dae. Is net musiek wat speel, elkeen op sy plek, en ons bedien mekaar, en ons soek net die aansig van God. Jullie raap jou maag voor die Here, terwyl hy musiek rustig in die agtergrond speel. Hy sê, maak die Here saam met my groot, en laat ons sy naam verhef. God word eerst opgesoek. Dit is prioriteit in my en jou lewe is kind van God, om God eerst te stel. As Dawid wat soveel passievol God gesoek het, dan wil ek vanmôre vir sê, kan ons nie sonder God nie. Ons moet by God uitkom. Suid-Afrika moet by God uitkom. Daar moet by God uitkom. Hierdie dorp is erger as Sodom en Gomorra. Ek wil vertel. Net soos iemand soek na water, wat dagenlang hoor mooi, niks gehad om te drink nie, so het Dawid die verskriklike smachtende behoefte na God se teenwoordigheid gehad. Amos 8:11 sê, kyk daar kom daar. Kind van God is op hand. Jy moet die Ou Testament weggooi nie hoor. Moenie die Ou Testament weggooi nie. Spreek die Here dat ek honger in die land stuur, nie honger na brood nie, en nie na dors na water nie, maar na die woord om die Here van die Here te hoor. Kind van God, wil ek môre sê, Here, stuur na Suid-Afrika, stuur na die aard toe. Daar is werklike honger en dors. Ek wil môre sê, kind van God, is daar werklike honger en dors na die woord van God, sê die kerk vir ons op gelyk. Dan was hierdie kerk te klein gewees vanmôre. Ek wil vir u sê, dat was hierdie jaar nie buite te klein gewees vanmôre. Op hierdie laagtepunt in sy lewe word sy kop skoongemaak van alles. Van die tye, van sy gedagtes. Kind van God is logies. Dawid se soeke, sy verlange na God, laat hom ook verlang na die kerk. Die onderlinge byeenkomste, wat so maklik verwaarloos word. Die plek waar God se teenwoordigheid sigbaar word in ons aanbidding en gemeenskap met mekaar. Vers 3 sê, so het ek in die heiligdom aanskou die sterkte en die heerlikheid gesien. Wow. Wow. Woestyne laat jou dink aan goed waarna jy jou lewe lang soek. Die prioriteit van jou lewe. Kind van God, ek môre vir jou sê, die gedagtes waarmee jy opstaan in die môre, dis waarmee jy die dag gaan eindig. As jy negatief opstaan vanmôre, wat môre jou sê, kind van die Here, gaan alles daai dag verkeerd wees in jou lewe. Alles gaan negatief wees. Jy gaan fout doen met alles. Maar as jy positief opstaan en die woord van die Here was voor jy werk toe gaan, of waar jy ook al gaan, kind van die Here, wat vir jou sê, gaan jy jou dag heeltemal anders wees. Jy gaan positief wees. Jy gaan lewe spreek in jou omstandighede. Dawid het opregte soeke na God se teenwoordigheid. Die volgende punt, lofprysing. Nou is iets wat ek lof. Lofprysing en aanbidding. Want waar gebeur dinge in die kerk, kind van die Here? Waar gebeur dinge in lofprysing en aanbidding? Dis waar dinge gebeur in die kerk. En ek het al baie gesê, ek gaan dit weer sê, die woord is sekondêre lofprys en aanbidding. Ja, ek het al pak slag gekry oor ek waarin nie. Ek het gaatjies in my ore. Toe vra vir die persoon toevallig vir wie is lofprys en aanbidding, sê vir God, dis ek rest my keus. Want die woord is vir die mens.
lofprys en aanbidding is vir God. Die tweede element van Dawid, so soeke na God, vind ons 'n lofprys en aanbidding. Gaan lees maar die psalms. Die woord al gelees het, weer gelees het, u sal weet, ek het hom 'n paar keer in my lewe weer gelees. Want u goedertierend is beter as die lewe, my lippe moet u prys. Nie wil u prys, gaan u prys nie, moet u prys. Solank as u prys my lewe lang in die naam my hande ophef. In die haglike situasie waar hy was. Selfs in woestyn sê Dawid, Here, ek wil u prys, ek wil u sing, ek wil u loof, ek wil u aanbid my God. Ek wil môre vir u sê, wanneer omstandighede in jou lewe is, wanneer iets gebeur in jou lewe, begin net 'n bietjie 'n koortjie sing. Begin 'n bietjie 'n koortjie sing en sien wat gebeur. Kyk hoe die Here dinge verander in jou lewe. Ek hou van aanbidding, ek sou wat van aanbidding hou, en ek love daai koortjie through the blood into thy presence. Ons wil natuurlik nie hou lief because I'm not holy. Ek het nog klaar vir jou. Ons wil verander na humbly, nederig voor u staan ek. Through the blood into thy presence, humbly before I stand. I lay down my life at your feet, Lord. I'm giving you all that I have. Doe 'n bietjie so 'n koortjie en sing, en dan begin jy weet hy begin daar reg om ry, jy begin daai hippel in jou stapbeen te kry. Traai dit bietjie, kom vertel jy my. En dis nie so as keer kyk wat jy weet, as jy daar was in die woord uit. As ek eendag vir 'n persoon in Middelburg gesê het, toe die bladsy so vat, toe sê ek sien hierdie bladsy, ek merk hom. As jy vanaand terugkom, het nie gebeur, ek vir jou gesê het, as keer kyk woord vir jou, as keer was in die woord uit. Ja, dan kom my man, toe kom getuig hy. Terwyl hy sy vrou so getuig, so voor my, toe sê ek vir haar, volgende jaar sulke tyd sal jy 'n volgende baba hê. Dis maar man, ek sny af. Dis ek wat God gespreek het, kan niemand afsny nie. Dis ek wat God gespreek het, kan niemand afsny nie. 9 maande later, dis baba daar. Prys die Here. Kind van die Here, kom ons gaan aan. Luister wat sê die woord van die Here, Psalm 66 vers 17. Ek het hom aangeroep met my mond en my lofsang was onder my lippe. Met ander woorde, hy roep hom aan met lofsange, met prys roep hy hom aan. Ek sal my lewe lank u loof. Te midde van omstandighede sal ek u naam prys. Kind van die Here, miskien moet ons net meer sing. Miskien moet ons net meer die naam van die Here begin aanroep. Miskien moet ons net meer om loof en prys. As ek dink aan nou Paulus en Silas. Hulle sit daar in die tronk, hulle sit in omstandighede, hulle sit in die woestyn. Maar wat doen hulle omstandighede? Hulle begin God loof en prys. En wie wat gebeur? Die salwing breek deur. En toe die salwing breek deur, toe breek boeie af, kettinge val oop, tronkdeure gaan oop. En dis wat God vir jou kan doen, van die salwing deurbreek. Ek weet dit, ek ken dit. Ek het die salwing van God aan ervaar in my eie lewe. Dit is wonderlik om te voel en te weet. Jy staan op heilige grond. As 'n ou koortjie ons gesing het vanmôre, luister kom weer. Moses, trek uit jou skoene, want jy staan op heilige grond. Moses, trek uit jou skoene. Jy staan op heilige grond. En daai môre, soos daai koortjie sing, dis dit skoene wat trek. Ek het ons so uitgetrap. En die koortjie het nie skoenveters losgemaak, hulle is hom uitgetrap. Kyk, ek was al wat gedans het jare hier kom my vrou vra. Maar ek kan nie eens 'n dag meer toesteek nie. Ek weet hoe om te doen nie. Want die dag toe die Here my siel kom red op die voetdok. Nou dans ek vir die Here. Prys die Here. Nou dans ek vir hom. Die derde punt, om God in jou gedagtes te hou. Om God in jou gedagtes te hou. Psalm 63 vers 7 en 9, 7 tot 9. Hy sê, as ek, kom ons begin by vers 5. Hy sê, so lank sal ek u prys my lewe lank in die hand na my hande ophef.
Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe. As ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor U pyns. Want U was 'n hulp vir my, in die skare van die vleuels sal ek skuil, of sal ek jubel. My siel is aan U verkleef, U regterhand ondersteun my. Dis wat ek baie nagte doen, wanneer ek nie kan slaap nie. Dan sing ek koortjies. Ek sing koortjies wanneer ek nie kan slaap nie. Ek bid nie meer, ek het baie gebid, as ek nie kon slaap nie. Maar deesdae sing ek koortjies, wanneer ek nie kan slaap nie. En so raak jy in die slaap, en so staan jy môreoggend op, met 'n jubelende hart vir die Here. En my eerste woorde daar is my vanmôre opstaan elke môre. Môre Vader, môre Here, môre Heilige Gees, dankie vir nog 'n geseënde dag by my lewe gevoeg. Ek sê elke môre vir my lewe, my Vader, my Koning en die Heilige Gees môre. Want as nie vir hulle was, dan was ek nie hier vandag nie. 'n nag in die woestyn is 'n aangrypende ervaring. 'n nag wat jou kan oorweldig. Is dat jou rondrol. Dat jou wonder, waar is God? Maar Dawid, deur die nag mediteer hy. Dawid dink terug aan die verlede. Hy besef watter wonderlike ervarings het hy gehad. Hy ervaar hoe God hom ondersteun het. Ervaar sy oorwinnings. Psalm 28 vers 6 en 7 sê, geloof sy die Here, want hy het die stem van my smeking gehoor. Die Here is my sterkte en my skild, op hom het my hart vertrou, en ek is gehelp, daarom jubel my hart, en sal ek hom loof met my gesang. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here. Kerk van die Here, as iets verloor het, dan stap ons mos op pad terug, wat ons het verloor, is nie waar nie. Dan die kon iets verloor het, daar in Checkers, gaan jy mos nie in Shoprite soek nie, nee. Nee, waar jy mos in Checkers verloor. Jy sien, dit is wat Dawid doen. Hy kom loop terug op sy spoor. Hy kom soek orals. Waar ons die laaste verloor, waar ons die laaste gesien of gebruik het. Dis presies wat Dawid doen. Hy dink aan die wonderlike dae, die pad wat hy saam met die Here geloop het. Toe hy van skaapwagter tot koning gaan het, van jong seun tot oorwinnaar oor die reus se Filistyn Goliat. Matteus 5 sê, geseënd is die wat honger is en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Met ander woorde, geseënd is hulle, salig is hulle. Psalm 62 vers 6 en 9 sê, wees maar net stil tot U, tot God my siel, want van hom is my verwagting. Sien ons hart op te maklik rond, ons raak te maklik opstandig teenoor die Here, ons maklik met gebalde vuiste voor God staan, dit wil hy sê, wees net stil voor God. As raai jou binnekamer, sluit die deur agter jou, Matteus 6 sê, sluit die deur agter jou, en bid jou Vader vir die borg, as jou Vader vir die borg is hy openbaar, sal hy jou vergelde. Gaan soek 'n bietjie sy aansig daar. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. My God is my heil en my rots en my eer, die rots van my sterk, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd, volk. Stort julle harte uit voor sy aansig. God is 'n toevlug vir ons. In al die omstandighede is hy 'n toevlug vir my en vir jou, kind van die Here. Psalm 737 vers 4 sê, hoe sou ons die lied van die Here kon sing in 'n vreemde land? As die volk wat in 'n vreemde land is, hulle sit er opgehang, hoe sou ons 'n lied kon sing? Waarop jy sê, kind van God, in jou omstandighede sing, loof die Here, prys hom, aanbid hom. Woestyne sloop jou baie keer van jou eie ek. Woestyne sloop jou van jou eie ek. Dit maak jou dors vir God. Dit maak jou dors vir meer en meer van God in jou lewe. Dit maak dat jy swak hande of hy slap hande dat uitreik tot God, uitsteek na God toe. Johannes 4 vers 13-15 sê, Jesus antwoord en sê vir haar, is vir die vroukie daar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry.
Moet jy die water in die kan uittap, net as jy maar weer dors, dan gaan drink jy maar weer water. Maar elke drink van die water, ek kom sal gee, dit is wat Dawid na verlang, dis wat ek verlang, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water ek kom sal gee, sal hom word 'n fontein van water, opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water. Ja, Here, gee my daardie water, nooit weer dors hoef te kry of hier te kom skep nie. Sien kind van God, hierdie vroukie verstaan nie mooi nie. Jesus is eintlik die lewende water. Jy moet hom aanneem as jou verlosser, jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan het jy die lewende water. Dan het jy dit, jy sal nooit weer dors daarna nie. Openbaring 22:17 sê, en die gees van die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors sê, kom. En laat hom wat wil, die water in die lewe neem, verniet. Jy hoef niks te betaal nie. Jy hoef maar net op te staan en hy tree te gee. Johannes 7, en op hierdie woord, as ek wagtend op die Here, vir die Pinkster, gaan dit die woord gewees, gaan dit 'n ander woord wees. Gaan dit die woord wees, gaan 'n ander woord wees. So die woord is, gaan dit profetiese bediening wees. Gaan dit profetiese woord aan môre wees, of die aand wanneer ek gaan bedien, ek weet, ek is nie seker nie. Die woord van die Here sê op die laaste dag, die groot dag van die fees. Nou dit was die Pinksterfees. Ek dink baie min mense hier ken die Pinksterfees. Ag, die Loofhuttefees, kies die Loofhuttefees. Wie van julle ken die Loofhuttefees? Ek dink baie min mense het gehoor van die Loofhuttefees. Ja, die Loofhuttefees is eintlik 'n fees wat in ewigheid gevier moet word. Nou, ek ken daai storie, ons was in die kerk waar ons gedoen het. En dis op daai fees wat die Here uitgeroep het. Dit is die Gees wat lewend maak. Die fees van geen nut nie. Ek is oppas met die verkeerde skrif. Dit ken ek die Bybel. En Jesus opgestaan en gesê en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat hy so ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Kind van God. Die woord van die Here sê in Jesaja 9:10 en hierdie volstaan dit môre. Hulle sal geen honger en geen dors hê nie. En die woestyn groet en die son sal hulle nie steek nie, want hulle ontfermer met 'n hooflekker. Sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fontein, na die water. Na die fontein van die lewende water. Jesaja 49:10. So wonderlike skrif. Hulle sal geen honger en geen dors hê nie. En die woestyn groet en die son sal hulle nie steek nie, want hulle ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fontein van water. Kind van God, moenie woestyntye grimwag nie. As jy deur daai tye gaan, as jy aan die ander kant uitkom, sal jy sien, jy dien 'n almagtige God. Skepper van hemel en aarde. So ons kyk na Moses. Moses ontmoet die Here in 'n brandende doornbos. Op heilige grond staan hy. En daar begin Moses se roeping. Daar begin Moses se roeping. Kind van God, moenie woestyntye grimwag nie. Amen. Vader, baie dankie vir die woord van môre. Gees van God, dankie vir die leiding van môre. Afgelewer soos wat U gegee het, Here. En dankie Heilige Gees dat U die naprediker van hierdie woord gaan wees. Here, elkeen wat luister na hierdie woord, sal weet, Here, U is altyd daar. U is ons ontfermer. U is ons God. U is Immanuel, God met ons. U is El Shaddai, God van oorvloed. Here, ons wil môre dankie sê. Dankie vir elkeen doen hierdie plek in, Here. Daar's dalk miskien môre omstandighede is, Here. Daar's miskien dalk van wat in ons tydperk deurgaan, Here. Dan wil ek vra, Vader, neem U die leiding. Neem U die leiding, Here. Want wanneer U die leiding neem, Here, weet ons
ons sal deur daai woestyntydperk gaan, die beloofde land in, sonder enige probleem. In Jesus naam. Amen en amen.